Goeiemôre almal en welkom by vandag se huiskerk. Ek dink ons almal moes al kere beleef waar 'n mens op 'n dag net skielik iemand of iets in 'n ander lig sien. Sê nou maar byvoorbeeld 'n pad wat jy gereeld stap of 'n pad wat jy gereeld ry en dan ewe skielik op een dag dan sien jy iets raak wat jy nog nooit voorheen gesien het nie. Of iemand wat jy net op 'n ander manier verstaan of net eendag in 'n nuwe lig sien. En dis waaroor vandag se tema en vandag se teks gaan. Vandag gaan oor roeping wat ons help om anders te kyk en om anders vorentoe te gaan. So kom ons lees saam uit Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit uit aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Nou, iemand het eendag gesê, om kerk toe te gaan is bietjie soos om oogarts toe te gaan. Want kerkgangers sukkel om te sien wat regtig aangaan. Hulle sukkel om te sien wat regtig belangrik is. Meeste van die tyd sien ons mos net chaos in die wêreld. Ons sien baie dinge wat verkeerd is. Ons sien in die media van oorloë wat in die wêreld aangaan. Ons sien politieke en ekonomiese omwentelinge wat vir baie lande baie ontwrigtend is en baie onsekerheid veroorsaak. So 'n bietjie nader aan ons huis, Michael, ons jongste, hy's besig met sy meestersgraad by UCT en hy is ook 'n mentor vir die honeurs-studente. En een van die honeurs-studente met wie hy nou saamwerk is 'n jong meisie wat kom daar van die platteland in die Oos-Kaap af, waar haar familie nog in hutte woon. En so die afgelope 2 weke was dit baie sleg vir hulle almal, want sy was baie ontsteld en het gesukkel met haar studies as gevolg daarvan, want haar tannie wat daar in die Oos-Kaap woon, is verkrag en vermoor. So ons sien gereeld dat hierdie en ons hoor gereeld van hierdie slegte goed wat in mense se lewens gebeur. En wat dit in vandag se tye nog erger maak, is dat dit so vinnig op sosiale media versprei word. Ons aandag word ons die hele tyd afgetrek deur hierdie slegte goed wat in die slegte nuus wat so onmiddellik op ons fone beskikbaar is. En dit beïnvloed, en dit het ons nou gevolge, want dit beïnvloed hoe ons dink, dit beïnvloed hoe ons optree, dit maak dat ons later met minder hoop lewe, dit maak dat ons negatief en onseker voel oor die toekoms. Dis vir mense in sulke omstandighede wat Paulus ook sy brief geskryf het. Hy skryf aan die gemeente in die stad Efese, en die mense, die Christene in hierdie gemeente, leef ook in 'n tyd van chaos en onsekerheid. En daarom skryf Paulus dan in vers 18 in die volgende, en hy sê, hy bid eintlik, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Daar is 2 goed in hierdie teks, in hierdie vers, wat ek net gou vinnig wil uitlig. Eerstens bid Paulus, dat die oë van hulle harte verlig mag wees. Nou in daai tyd, die hart was gesien as die setel van mense se emosies en gedagtes. So as Paulus dan bid dat hulle harte verlig mag wees, dan bid hy, en dan bedoel hy dat hulle gedagtes oop sal wees
vir God se beloftes, vir God se teenwoordigheid. Dat hulle dinge op 'n ander manier sal begin sien, dat die oë van hulle harte verlig sal wees. Dis bietjie soos daai prente wat ons vroeër jare so in die huisnood gekry het. Dit is 'n groot gekrap en 'n klomp deurmekaar patrone, maar as jy dan baie intens fokus, dan is daar hierdie 3D prent wat so in die middel begin uitstaan. So Paulus bid dat die mense meer en dieper en wyer sal sien as net dit wat in die wêreld rondom hulle aangaan. Dis bietjie soos die joneerstudent waarvan ek nou vroeër gepraat het. Ons sien en ons hoor wat met haar tannie gebeur het. En ons hoor hoe sleg dit was vir haar en hoe sleg dit is vir haar familie. Maar as ons bietjie dieper en bietjie wyer begin kyk, dan is dit nie al wat ons sien nie. Ons sien dan ook hoe haar medestudente haar help en ondersteun. Ons sien ook hoe haar studieleiers haar tegemoet kom, soos met die tydlyne vir haar studies. Ons sien ook hoe die universiteit bereid is om te betaal vir haar vervoer onkoste sodat sy na haar familie in die Oos-Kaap toe kan gaan. En ons sien hoe die universiteit bereid is om te betaal vir 'n sielkundige om haar te help. Ongelukkig is dit nie die goed waarvan ons in die media hoor nie. So Paulus moedig ons aan om verder en dieper en wyer te kyk. Ons raak so maklik vasgevang in al die goed wat in die wêreld gebeur en ons praat daaroor en ons stry en beklei daaroor en in die proses vergeet ons om ons oog gefestig te hou op Jesus. En dit maak dat ons later nie meer vir God se hand en God se liefde en God se toekoms kan raak sien nie. En dan gaan Paulus aan en hy sê dan die rede hoekom julle so dieper moet kyk en julle harte verlig word, is sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. So Paulus praat hier van die hoop wat ons vorentoe vat. Die hoop wat vir ons 'n toekoms gee, 'n nuwe toekoms gee. Dis bietjie soos wanneer iemand in 'n tonnel loop. Wanneer jy nou so in 'n tonnel loop, dan sien jy mos net donkerte en jy voel benoud in hierdie tonnel. En dan sien jy daar voor is 'n lig. En dit verander alles, want die lig wys vir jou waarheen om te gaan. Die tonnel het nie verander nie. En dis nog steeds donker en benoud in hierdie tonnel. Maar die lig help jou om vorentoe te gaan. En dis waaroor Paulus bid, dat God se mense die lig, die hoop sal sien wat hulle vorentoe sal laat gaan, wat 'n nuwe toekoms gee. En wanneer ons so begin leef, wanneer ons so met ander oë begin kyk, wanneer ons harte verlig word, dan verander dit ons. Dit verander die manier hoe ons na onsself kyk. Ons is nou nie meer slagoffers en mislukkings nie. Ons is nou mense wat deur God geroep is. Dit verander ook die manier hoe ons na ander mense kyk. Ander mense is nou nie meer ons kompetisie of ons vyande nie. Hulle is ook nou mense wat deel is van God se liefde en genade. En dit verander die manier hoe ons na ons situasies kyk. Ons sien nie nou meer net doodloopstrate nie. Ons sien nou dat dit deel is, dat ons situasies deel is van God se groter prentjie. So kom ons vra dat God ons sal help om anders te kyk, dat God ons harte sal verlig, sodat ons ook anders met hoop sal lewe en vorentoe sal lewe. En kom ons vra dit met die volgende lied. Kom ons luister na hierdie lied. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up,
light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.